Gesonde gesinne, vriende, hartlik welkom by ons Sondagoggend wanneer ons saam met mekaar reis op soek na 'n beter begrip van wat beteken dit om 'n gesonde huisgesin van God te wees. So in ons reeks sover het ons vir mekaar gesê dat Efesiërs 2 kom gee vir ons hierdie taal wat ons nodig het om 'n gemeente as 'n huisgesin van God te beskryf. En dan in Romeine 15 hoor ons hoe so 'n huisgesin die verantwoordelikheid het om mekaar op te bou. 'n Gesonde gesin is een waarin 'n huisgesin mekaar opbou eerder as afbreek. En in Efesiërs 2, verlede week se teksgedeelte, het ons gehoor dat die hoeksteen van so 'n huisgesin, dit is Jesus. Die fondament, dit is die Bybelse lering en daarop word daar gebou met verskillende stene. Verlede week het ons gekyk na 'n spesifieke steen, naamlik opbouende woorde. Vanoggend die volgende steen wat ons gebruik om te oorweeg is geloofsvorming. Wanneer ons vir mekaar sê dat gesonde gesinne vorm mekaar se geloof. Deuteronomium 6 kom teken dan vir ons die hart van hierdie volgende steen wat ons saam met mekaar vanoggend bekyk. In Deuteronomium 6 vind ons in vers 4 die bekende woorde, Shema Yisrael in Hebreëus, luister Israel, die Here ons God is een God, hy is die enigste Here. Die belydenis oor wie God is, die belydenis oor geloof in God, dit vind ons dan daar in Deuteronomium hoofstuk 6 vers 4. Maar hoor net wat volg daarop in vers 6 tot 8. Hierdie gebooie wat ek vir jou gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande en dit moet 'n merk wees op jou voorkop. Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. Want die woord van die Here, die belydenis oor die Here, my verbintenis aan die Here, dit moet iets wees wat elke oomblik van elke dag my en my gesin se identiteit en rigting bepaal. Daarom sê hy, ons moet met ons kinders daaroor praat as ons in ons huis is en as ons op pad is, as ons gaan slaap en as ons opstaan. En dit moet so naby in ons wees soos 'n herinneringsteken wat dan vasgebind is aan ons hande of 'n merk op ons voorkop. Ons kan dit selfs op ons deurkosyne en op ons stadspoorte skryf. Want hierdie woorde, dit bepaal nie net ons identiteit nie, dit bepaal ons toekoms. Wanneer ons aan die woorde van die Here vashou, dit met mekaar praat, daaroor met ons kinders reflekteer. Maar, daar is egter 'n groot gevaar. Want in Joshua 24 sien ons dan hoe hierdie mense in Deuteronomium was hulle nog buite die beloofde land. In Joshua het hulle nou die beloofde land binne gegaan. En nou sê hulle sonder enige twyfel, ons sal die Here dien. Hy is ons God. Maar dan hoor ons in Rigters 2 vers 7, solank as wat Joshua geleef het hulle inderdaad die Here gedien. Die gevaar kom egter in vers 10. Al die mense van sy leeftyd het gesterf en die volgende geslag se mense het nie die Here geken nie. Hulle het nie geweet van sy groot dade wat hy gedoen het om vir Israel te help nie. As geloof nie aangegee, oorgedra of gevorm word nie, kan dit in een generasie verlore gaan. Dit is die gevaar. Ons hoor, hierdie generasie het al die instruksies gehad om die geloof oor te dra aan hulle kinders. Hulle het gesê, ons wil die Here dien, niemand anders nie. En tot en met Joshua geleef het hulle hierdie geloof oorgedra. Maar die volgende generasie, aan hulle is dit nie oorgedra nie.
Die gevaar bestaan ook dat hierdie gevaar nie maar net iets is wat daar in die Bybel gebeur het rondom Joshua se bestaan nie, maar die gevaar bestaan dat dit ook in ons gemeente kan gebeur. Dit kan in ons gemeente gebeur dat geloof verlore kan gaan as dit nie oorgedra word nie. Geloof werk anders as 'n boerdery. Want in 'n boerdery kan jy jou bates, roerend of nie roerend, geld en wat dit ook al mag insluit in terme van jou implemente en ander belange van die boerdery. Dit kan jy in 'n trust sit of jy kan dit in 'n testament benoem en so kan dit oorgedra word eintlik maar autonoom aan 'n volgende generasie. Nou, waarom werk geloof anders? Geloof word nie net oorgedra wanneer ek dit in 'n testament benoem of in 'n trust insluit nie, maar geloof moet egter gevorm word in my kinders, om hulle die begunstigdes van die geloof te maak, anders as my aardse testament, moet die geloof egter in hulle gevorm word. Nou, die primêre plek vir geloofsvorming vind plaas in jou huisgesin. En dan, met jou doop het jy kom sê, ek beloof dat ek hierdie geloofsvorming nie net tuis sal prioritiseer nie, maar ook hier by die gemeente 'n prioriteit sal maak, sodat my kind nie net saam met my kom, wat saam met die res van die huisgesin van God op 'n Sondag kom aanbid nie, maar dat ek hom of haar ook tuis verder sal onderrig in hierdie geloof. Waar kinders nie hoor jy moet glo nie, maar waar hulle sien hoe ouers glo, word hulle geloof deur jou geloofsgewoontes gevorm. Ek is sensitief daarvoor dat daar ouers is, waarskynlik ook in ons gemeente, wat werklik die nodige geloofsvorming ook vir hulle kinders gegee het en hulle kinders dit nie noodwendig aangeneem het nie. Maar as ons statistiek oorweeg, blyk dit dat kinders wat in 'n huisgesin groot word, waar albei ouers die Here dien, waar albei ouers erns maak met stilte tyd, erns maak met kerkbywoning, dan word kinders se geloof na alle waarskynlikheid bes moontlik deur jou geloofsgewoontes gevorm. En daarom sê ons, as ons gesonde gesin wil wees, in die kleine by die huis, in die groote by die kerk, dan het ons nodig om geloofsvorming te prioritiseer. Ons skriflesing kom uit Romeine 10 vers 9, want hier, as deel van 'n groter gesprek oor Paulus, oor hoe mense gered word, of jy 'n Jood is of jy nie Jood is nie, sê hy die volgende woorde: as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en jy met jou hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy gered word. Nou, die meeste van ons, wat vanoggend hier sit, het in 'n huis groot geword, waar ons geweet het, dat ons ouers glo. En ons het geweet, Jesus is die hoeksteen, die Bybelse lering, dis wat ons glo, en dit is wat hulle glo, dat hulle dit glo, en dit is wat ons geweet het, dat hulle glo. Maar nou, die betekenis daarvan, dat ek glo, word bepaal deur wat ek glo. Dat ek glo, word bepaal deur wat ek glo. Maar nou wil ek vanoggend die vraag dan aan jou teruggee. As jou kinders weet dat jy glo, hoeveel weet jou kinders regtig van wat jy as ouers glo? Wat die inhoud daarvan is? Nie slegs dat hulle iets sal glo nie, maar wat die inhoud van die geloof is. Want dat ek glo is ongelooflik belangrik. Maar wat ek glo, kwalifiseer daardie geloof in wie ek glo. Nou sê Paulus in 1 Korintiërs 15 vers 2: deur die evangelie word julle gered as julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het.
As julle aan iets anders vashou, dan het julle te vergeefs tot die geloof gekom. So as ek aan die evangelie boodskap vashou, dan is dit die inhoud van die geloof. So ek kom tot geloof dat ek kan glo, maar die geloof se waarde lê daarin tog in wat ek glo, dat ek aan hierdie evangelie boodskap vashou, want dit is die krag tot redding vir elkeen wat glo. So in geloofsvorming leer ons kinders dan nie slegs dat ons as ouers glo nie, maar ons kinders leer ook wat ons as ouers glo. Daarom, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood het opgewek het, sal jy gered word. Met ander woorde, ek glo nie net enige iets nie. Dat ek glo is nie genoeg nie, maar dit word bepaal deur wat ek glo. Glo ek werklik dat Jesus die enigste Here en Verlosser is, en dat God hom uit die dood uit opgewek het? Want dan, sê Paulus, kan ek gered word. Maar nou is die vraag, as my kinders weet dat ons iets glo, maar hulle weet wat ons glo nie, maar weet hulle hoekom ons dit glo? So, my kinders kan weet dat ek glo iets. Hulle kan selfs weet wat ek glo. Maar nou is die vraag, weet hulle werklik hoekom? Jy sien, dit ons gebeur het in die kategese klas so, dat ons leer ons kinders, die antwoord is Jesus, ongeag die vraag wat gevra word. Met ander woorde, ek weet dat ek moet glo, ek weet wat ek moet glo, maar ek weet nie noodwendig hoekom ek dit moet glo nie. Nou, wanneer ek die woord hoekom oorweeg, dan dink ek, dit het aan die een kant eerstens my getuienis in gedagte. So, as jou kinders sou vra maar, papa, mama, hoekom glo jy? Dan is dit eerstens gebou op jou getuienis. Want as jou kinders by jou leer hoe ek slegs tot geloof gekom het nie, maar hoekom jy aanhou om te glo? Hoe hou jy vas in geloof in tye van swaar kry, in tye van worsteling? As hulle dit by jou kan leer, dat jy nie net tot geloof gekom het, dat die Here jou reeds gered het nie, maar hoe jy volhard in hierdie geloof, dan is dit daardie getuienis, is juist hoekom jy glo, wat hulle geloof kan help vorm. Maar dan, wanneer ons praat van hoekom ek glo, het dit aan die ander kant ook uitklaring in gedagte. Want jy sien, die rede hoekom ek glo, is ook iets wat ek tog moet kan verklaar. Ons leef in 'n wêreld wat waarheid graag wil relativeer, en waarin dwaalleier hoogety vier. Nou, as jy dink aan jou kind, en jou verhouding met jou kind, sal jou kind kan begelei om te weet en te verstaan en waarom daar net een weg tot verlossing is nie, dat hulle moet glo, wat hulle moet glo, naamlik in Jesus nie, maar waarom dit genoegsaam is, dat daar een weg tot verlossing is, sodat hulle self ook kan verantwoord wanneer dit nodig is, wanneer iemand vir hulle vra, maar waarom glo jy? Jy sien, geloofsvorming lyk anders na gelang van die fase van geloofsvorming en die ouderdom waarin iemand homself bevind, na gelang van kognitiewe ontwikkeling, so sê geleerdes vir ons. So, in 'n vroeë stadium van geloofsontwikkeling speel stories byvoorbeeld 'n groot rol om ons te leer dat geloof werklik is. In 'n volgende stadium van geloofsontwikkeling leer ons meer oor die belydenisskrifte. Met ander woorde, wat die inhoud van ons geloof is. Maar in 'n volgende fase van geloofsontwikkeling leer ons meer oor hoekom ons dit glo, na mate ons self begin worstel, maar ook hopelik uit daardie worsteling groei in ons geloof. So, geloofsvorming gebeur dus egter nie slegs net spesifiek in geïsoleerde fases nie. Geloofsvorming is eintlik 'n dinamiese proses wanneer jy dat ek glo, wat ek glo en hoekom ek dit glo, saam prioriteit geniet. Want dat ek glo, word deurlopend aangespreek deur wat ek glo.
En die rede hoekom ek dit glo, is iets wat nie net volwassenes vra nie, maar ook kinders. Waarom dink jy vra jou kinders, hoekom, regtig? Vertel my meer, want 'n kind wil graag meer weet. En daarom sou ons kon sê dat geloofsvorming is 'n dinamiese proses, waarin jy die voorreg het, maar ook die verantwoordelikheid het, waartoe jy jouself verbind het by jou doopbelofte, toe jy gesê het, maar ek wil my kind leer dat hy of sy moet glo. Ek wil dat hulle leer wat hulle moet glo, en ek wil hulle leer hoekom hulle dit kan glo. Maar daar is 'n groot realiteit. Die wêreld waarin jou kinders groot word, lyk anders as die een waarin jy groot geword het. Kinders wat vandag op skool is, se wêreld lyk anders as die een waarin ek as 'n jong volwassene selfs groot geword het. Daar is vandag meer druk op ouers en kinders om te presteer as ooit van tevore. Ons leef in 'n wêreld wat deur middel van internet en tegnologie meer verbind is as ooit van tevore, waar kennis eintlik volop is, maar tyd bitter min is en druk baie hoog is. En dit kan maklik gebeur dat ons te midde van al hierdie dinge sê, ag, ons sal tog later geloofsvorming prioritiseer, dat my kind daarom net eendag belydenis van geloof kan aflê, maar daar is mos nog tyd. Maar het dit nie dalk eerder miskien tyd geword, dat ons werklik geloofsvorming op dieselfde vlak prioritiseer as akademie, sport of kultuur by die skool nie? Het dit nie miskien tyd geword dat ons weer beplan om saam met mekaar stilte tyd te hou, kerk toe te kom en my kategese in persoon by te woon nie? Het dit nie miskien tyd geword dat ons doelbewus spasie skep waar ons kinders gemaklik is om hulle geloofsvrae en worsteling te kom deel nie? Hoe gaan jy dit regkry? Gaan wees teenwoordig daar in jou kind se wêreld. Gaan skep vir hulle die ruimte om oor geloof te kan gesels en verwelkom die vrae wat hulle vra. Selfs al laat daardie vrae jou dalk aanvanklik ongemaklik voel, maar gebruik daardie vrae om hulle te help om konstruktief in die geloof te kan groei. 'n volgende skriflesing waarmee ek wil afsluit is 2 Timoteus 1 vers 5. Hier sê Paulus nou aangaande Timoteus, ek onthou die opregte geloof wat in jou is, Timoteus, wat eers in jou ouma Louise was en in jou moeder Eunice was, en ek oortuig is nou in jou is. Jy sien, as Timoteus nie 'n ouma gehad het, Louise, en 'n moeder Eunice wat geglo het nie, het hy geloof waarskynlik nooit by Timoteus uitgekom nie. En kon Timoteus nie self die geloof deelagtig word nie, maar kon hy ook nie self in diens van die Here gestaan het, as hy nie self die geloof eers kon ontvang het nie. En ons sien hoe hierdie geloof integraal deel is van 'n familie, hoe dit deur een generasie na 'n volgende aangegee kan word, wanneer dit reg gevorm kan word. So, wat is die einddoel van geloof vir jou en jou kinders? Kortom gesê, om in 'n lewende verhouding met Jesus te staan. Om geloofsekerheid te kan hê dat ek weergebore is, dat ek weet ek is skoon gewas deur die bloed van Jesus en ek die ewige lewe het, maar dat ek dan vanuit hierdie geloofsekerheid nou reeds lewe vir die Here. Om Jesus werklik te ken, het meer waarde as om jou kinders in die beste skool te sit, om hulle die blinkste toekoms van sportgeleenthede te voorsien, of hulle die erfgenaam van die mees suksesvolle boerdery te maak. Dis alles goed wat verbygaan. Maar ken jou kind werklik vir Jesus. Want dan kan ek en jy 'n gesonde gesin wees en as 'n gesonde gesin leef. Jy in die kleine by die huis, maar ons saam met mekaar in die groter gesin hier by die kerk. Amen.